Ons is besig om te gesels oor deurbrake, Bybelse deurbrake. En hoe meer ek met die onderwerp te doen het, hoe meer kom ek agter, daar's so baie om te sê. So ek wonder hoe lank ek daarmee gaan besig wees, want dit is 'n fantastiese onderwerp. Bybelse deurbrake wat die Here vir ons in gedagte het. So blaai vanoggend saam met my na Jesaja 43. Ons lees vanaf vers 16 tot vers 19. Want jy sien, 'n deurbraak beteken ook dat God iets nuuts doen in jou lewe. Dis 'n deurbraak beteken ook iets nuuts gebeur. Iets wat nie voorheen daar was nie, gebeur. 'n Nuwe ding. Kom ons kyk. So sê die Here wat in die see 'n pad maak. Wow. 'n deurgang in die magtige waters, wat strydwaans en perde laat opruk, 'n leermag, ja, 'n menigte, 'n magtige een. Saam lê hulle daar, hulle staan nie op nie, hulle is geblus soos 'n lampet uitgedoof. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Don't remember the things of the past. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. What happened in the past, you should not focus or concentrate on that. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit gaan nou uitsprei. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak in die wildernis riviere. Baie belangrik. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Ja, nou wat ek besef is, as mense die hele tyd agtertoe kyk, oor die verlede, het sy dit goed of sleg was, kry hulle dit nie reg om die goeie van die toekoms in besit te neem. When people continuously look to what happened in the past, whether it was good or whether it was bad, I find that they cannot grab hold and achieve a future or what God has in mind for them. Cannot get the breakthroughs that God has in mind for them, the new things that God wants to do. Because they are hampered by the past. Hulle word teruggehou deur die verlede. Jy sien, want wanneer ek en jy ons in 'n skynbaar onoorkomlike struikelblok situasie bevind, en voel daar's nie uitkoms nie, het ons hierdie verlange, uitroep, begeerte in ons harte na 'n goddelike ingryping, wat dikwels dan die kettinge wat ons vashou en ons beperk sal breek. We really desire a intervention of God that will break the chains that holds us back. Therefore, it's so important to focus on what verse 19 says. It says that God is going to do something new. God wants to do something new in your life. Sê vir die persoon langs jou, God wil iets nuuts vir jou doen. Dink jy dis moontlik? Ek dink so. Jy sien, met ander woorde, as hy iets nuuts wil doen, dan beloof die Here dat hy deurbrake gaan bewerkstellig en dat hy 'n pad gemaak, 'n nuwe pad gemaak, selfs in die mees wat ek sê verlate omstandighede, even in the most desolate circumstances that you can experience. God wants to give you a breakthrough
make a way for you, do something new. Because here we deal with a God, the God, that specializes in breakthroughs. Ons het te doen met God wat spesialiseer in bonatuurlike deurbrake. Bo dit wat 'n mens kan bid of dink. Hy spesialiseer daar. Dis waar hy die beste vir ons as mens sekerlik kan doen. Dan daarom die deurbraak op die kruis op Golgotha. Die deurbraak van die opstanding uit die dood. Die deurbraak van die uitstort van die Heilige Gees. The one that parted the Red Sea and allowed over 1 million people to walk dry foot in one night through the sea. Wow. The God that parted the Red Sea, that is in most people's minds not possible. Dieselfde God wat sy almag in die verlede gedemonstreer het, is die een wat vandag vir jou en my iets nuuts beloof. He will do something new, here, today, now. That's important. Because he wants to give you a breakthrough today. That is why he wants us to talk about it. So that we can begin to look forward to a breakthrough, that you can begin to hope, so that ons kan begin glo vir 'n deurbraak in die omstandighede waarin ons tans bevind. En kom ons gaan so 'n bietjie praat oor 'n party aspekte van dat deurbraak. Die Here doen 'n beroep op ons om nie aan die verlede vas te hou nie. Dis so belangrik. Please do not hold on to what happened in the past. Moenie dit in 'n herinnering roep nie. Don't think about that. We find in the world today, if you follow the news, every person that speaks and everybody that writes an opinion piece goes back to the past. They have a lot to say about the past and the bad of the past, and that's all they can hammer. Let me tell you, I listen to them and I read what they say, and none of them have any hope for the future, and none of them promises something new. Maar God sê, you should not dwell, what's the Afrikaans for dwell? You should not dwell on the past. Jy moet nie die verlede hier in herinnering roep en bly aan die verlede was so, die verlede was dit. Want God wil iets niets doen. Die verlede tel nie dan nie. Die verlede maak nie dan saak as iets nuuts moet gebeur nie. Want dit gaan anders wees as die verlede. Dit gaan nie dieselfde as die verlede wees nie. Iets nuuts is nie iets wat al gebeur het nie. Iets niets is iets wat al gebeur het nie, want dan is dit iets ouds. Something new is not something that happened in the past, that already happened. Something new means something that have not happened previously. Otherwise, if it is something similar that happened in the past, it is not something new. It's something old. Hallo? You see, moenie top oor jou foute en jou mislukkings in die verlede nie. Ons het ook mos maar foute gemaak. Veral wanneer dit kom in ons verhouding met die Here, het ons partykeer ook mos maar foute gemaak, is dit nie so nie. En wat hy sê is, moenie daarop stop nie, don't dwell on the mistakes you made in the past, especially in your relationship with God. Moenie
Fokus op daardie dinge uit jou verlede wat jou sal verhinder om die beloftes wat God vir jou het ten volle in besit te neem. Dis wat hy sê. Don't dwell on the things of the past that will withhold you or prevent you from taking hold of God's promises. Dat wat jou gaan verhinder om die belofte van die Here te omhels, in ontvangs te neem. Moenie op dit hamer nie. Daar's eintlik 'n skrif, Lukas 9:63, wat sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is nie geskik vir die koninkryk van God nie. En ons gebruik daardie skrif baie keer om te sê, as jy met bitterheid en woede en goedheid jou verlede uitsit, gaan jy dit nie vorentoe in die koninkryk van God maak nie, want daai onvergewensgesindheid gaan jou terughou. He that has put his hand to the plow should not look to the back, because it will hinder, if you sit with unforgiveness and bitterness in your heart, it will hinder you from taking hold of what God has in mind. En die tweede ding wat hy doen is, hy doen 'n profetiese verklaring. En in die profetiese verklaring nooi God jou om die nuwe dinge wat hy in jou lewe en omstandighede wil doen, te begin insien, raak sien. Jy moet begin droom en sien. Daar's iets niets wat God wil doen. He's going to do a new work in you. It will be a new life which speaks or that works or flows like a fountain or a river in a dry desert wilderness. He will make a river where there is no water. That is actually what he promises. You see, iets niets gaan opspring in jou hart en in jou lewe. En daardie probleem en stryd wat jy het, daar sal nuwe lewe kom. Stryd en probleme maak dat 'n mens baie keer beleef jy's in 'n woestyn. Dis droogte, daar's niks lewe nie. Maar 'n fontein gaan opspring wat in jou barre, droë omstandighede vir jou lewe gaan bring, iets niets. And just as he made a way through the mighty waters of the Red Sea, he promises to make a way in your wilderness, in the desert that you've experienced yourself. And the desert is a place where people many times feel they are lost, because desert, it's difficult to get direction. In a desert, usually there are no beacons that you can say, okay, there's that or there's that. If you've been to the Namib, just away from the beach, just after the first sand dunes, if you stand there, all of a sudden you become completely disoriented because there's nothing to see. Where's north, south, east, west? In die woestyn, wanneer ek en jy half voel, ons lewens en omstandighede is soos in 'n woestyn, is dit wat ons voel, ons raak verdwaal. Want dit is juis hier waar God kom en sê, hy gaan iets niets doen, want in daardie woestyn, waar jy voel, jy verlore is, waar jy voel dat jy verdwaal het, gaan hy vir jou 'n pad maak. Amen. En na die pad gaan maak, dat jy die skynbaar, en hoekom ek gebruik met 'n doel die woord skynbaar, onoorkomlike probleme gaan oorwin. In die mense hart lyk dit asof die probleem nie oorwin kan word nie. Dis kom ek sê, dis 'n skynbare een. Maar dis by God nie onmoontlik nie. So daarom is dit skynbaar, want dit is nie 'n onmoontlikheid vir God om in te gryp en dinge te verander. Maar jy moet dit begin insien. Jy moet begin half verwag dat God die onmoontlike gaan doen in jou probleem. Want hy gaan nou wegmaak waar jy dink nie 'n pad moontlik is nie. God is going to make a way in your circumstances where you think there is no possibility of making a road over a way in any.
Because in that way, by making a way for you, God shows and displays His faithfulness. Displays His love for you. Displays that when He says something, He will do whatever He promises. He is not a liar. He does what He promises to do. Hy is nie 'n leenaar nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. En deur daardie pad in jou omstandighede te maak, bewys God juis aan jou hoe getrou hy is. And when a person is faithful to you, when someone is faithful to you, that is when you begin to trust a person the most. In our life, when we deal with people, there are people that we experience that are faithful friends. They are faithful to us. Despite who we are, despite what we do, the ups and the downs, they remain faithful. And therefore you can trust them. So 'n persoon wat getrou is, as God dan getrou is, hoeveel maak dit nie vir jou en my dit makliker om God se beloftes dan te vertrou? En daarom wil ek jou uitnooi en sê, omhels jou deurbraak vanmôre. Dit is so belangrik dat jy die deurbraak en die belofte wat God jou maak, vandag vasgryp. Paulus het gesê, hy strek hom uit na die dinge wat voor is. Hy vergeet wat agter is en hy strek hom na wat voor is. So important is that you embrace the breakthrough that God has in mind for you. Embrace His promise to you. Paul said, I stretch myself forward to get the promise of God. He forgets what is behind him. That's so important. So, let go of the past. Laat die verlede met sy teleurstellings verbykom. En dis nie dat ek nie begrip het vir die teleurstellings wat jy in die lewe ervaar het nie. Dit is so, mense het jou te nagekom. Jy is deur 'n moeilike tyd. Jy is dalk deur 'n egskeiding en die teleurstelling van 'n vorige lewensmaat. Maar weet jy, laat dit staan. Kom aan die ander kant dit uit, sodat jy die belofte van God kan vasgryp. Want as jy vashou aan die seer van die verlede, gaan jy nie die heling van die toekoms kan kry. When people have done something against you, don't hold on to that, the hurt. Because if you hold on to the hurt of the past, you will not be able to embrace the healing of the future. So, tot nou toe het die verlede jou vasgehou. Maar ek wil hê, jy moet die Here se vermoë om jou te verlos en jou heel te maak, om dit vas te gryp. Grab hold, embrace God's ability to set you free, to heal. Begin om nuwe geestelike perspektiewe te ontwikkel oor wat vir God moontlik is. Develop new spiritual perspective about what is possible, what God can do. Jy sê, leer jou gees, jou menswees, om die nuwe dinge wat God wil doen, in te sien. Ek smeek by jou. Leer jou menswees. Want jou menswees wil baie keer vashou aan die negatiewe, aan die seer. Jou menswees wil baie keer vashou aan die onmoontlikheid van die situasie. Maar jy moet toelaat dat die Gees van die Here in jou binneste werk om jou te laat insien hoe God vir jou die onmoontlike wil doen. Allow God in
who you are, your whole being. Let your whole being begin to develop the perspective that even though you might think the situation is impossible, but that you begin to see in your spirit and in your heart that the impossibility in your eyes is not impossible for God. He is able to do abundantly above everything you can pray or hope for. En die manier hoe mense dit doen, is deur te bid oor jou situasie en jouself te verdiep in sy woord en sy woord te bedink. Met ander woorde, oor jou situasie, sy woord te bestudeer en te sien wat hy in die situasie vir jou sê. So the way is to pray and to study God's word around your circumstances. What do God say about your circumstances? And allow the Holy Spirit to lead you to this new movement of God in your life. Laat die Heilige Gees jou lei, jou help, jou hand vat om jou op hierdie nuwe pad te neem wat God vir jou in gedagte het, daardie deurbraak. En my broer, my suster, dit is belangrik om 'n deurbraak te ontvang. Stap uit in geloof. Step out in faith. Soos jy God se deurbrake begin ervaar, begin om met lofprysing te reageer. So, as you step out and you start to experience the breakthroughs, start worshiping and praising God. Because that is the way that you release your spirit to embrace the bigger and more wonderful breakthroughs. Deur lofprys en aanbidding, stel jy jou gees vry om in lyn te kom met die gees van die Here en die nog groter en nog meer wonderlike deurbrake in jou lewe te ervaar. En wanneer jy jou voet in geloof begin uitsit, begin erken hoe getrou God is. Jy sê, die Israeliete, toe hulle om Jericho gestap het, 7 dae. Dan op die laaste oomblik, die laaste dag, die 7de keer, het hulle in geloof uitgestap en begin uitroep en God prys. Toe val die muur. Wat tot dan toe nog onmoontlik sou wees. In the case of Jericho, you find that for 7 days they walked around the city. Nothing basically happened for 6 days. The 7th day, when they walked around, then they had a different instruction. They should start shouting. They should start praising God. And then by just praising God, when they started doing that, the impossible happened. And the walls of the city came tumbling down. As jy die onmoontlike wil begin sien gebeur in jou lewe, begin God prys. Begin God prys. En onthou altyd, jou getuienis oor jou deurbrake sal altyd ander mense inspireer om ook God te vertrou vir deurbrake. Dis hoekom dit so belangrik is om te getuig. Maar ek moet eerlik wees, ek hou van nuwe getuienisse, nie een van 100 jaar terug nie. In 100 jaar terug sien hulle dat baie keer mense dink dit het 100 jaar terug laas opgehou gebeur. Maar as God kan hoor as mense kan hoor wat God net laas week vir jou gedoen het, maak dit dat mense God begin vertrou. Your testimony about the breakthroughs that God established in your life will inspire others also to trust God for a breakthrough in their lives. I want to end. Hold on to the promises of God. Because that is what especially the ones that
Isaiah 43 gives us. Hou vas aan die beloftes van die Here. Jesaja 43, wetend dat God 'n God van deurbrake is. Dat hy gaan iets nuuts doen. Hou vas daaraan dat God vir jou iets nuuts wil doen. So dit gaan daaroor, embrace this new journey with new trust, with new faith. Hierdie nuwe journey in jou lewe. Vat dit vas. Met nuwe vaste vertroue en hoop in die Here, want hy maak vir jou 'n weg in jou woestyn. Amen. Hy gaan vir jou 'n pad in jou woestyn maak. Hy gaan vir jou 'n rivierstroom in jou droogte gee. Maar jy moet dit gryp. Hold on to that. Because he is going to make a way in your life, your circumstances. But start believing God. Embrace this promise. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Hallo. God sê, ek gaan iets nuuts doen. As jy tot nou toe beleef het dat God op sekere maniere vir jou voorsien het, wees reg daarvoor, God gaan op 'n nuwe manier vir jou voorsien. If until now, God has provided in different ways, don't think He's going to do it the same way, because many times we hope the same thing is going to happen. Let me tell you, something new is going to happen. Are you ready to embrace that? Is jy gereed om dit te ontvang?